Kyk na die nasionale senior sertifikaat vir graad 11 2015. Ek doen met julle vraag 4.1. Hulle gee vir ons 'n kwadratiese ry. Ons moet eers Tn kry. Kom ons kry die eerste verskil. Dis 2, dis 3, dis 4. En dit beteken natuurlik die tweede verskil is 1. En as ons nou ons formules gebruik, daar's verskillende maniere om dit te gebruik. Ek dink die formules werk die maklikste. Dan is A 'n half. En ons kan sê 3a plus b is die eerste verskil. Dis 2. Dit beteken natuurlik dat b is 'n half en a plus b plus c is die eerste term, dis 3. En dit beteken natuurlik dat c is 2. So Tn is 'n half n kwadraat plus 'n halwe n plus 2. En as ons nou T26 wil uitwerk, moet ons net in n se plek 26 vervang. Dit gaan 'n half wees maal 26 kwadraat plus die helfte van 26 plus 2. Werk hierdie sommer net so op jou sakrekenaar uit. Die antwoord is 353. 26ste term, dis 353. Goed, kom ons kyk na vraag 4.2. Hier gee hulle vir ons sekere eienskappe van 'n kwadratiese patroon. Kom ons probeer dit neerskryf. Die eerste term is p. Die tweede term is 18. Ons weet nie wat die derde term is nie, maar heel onder sê hulle die verskil tussen die derde en die tweede term is 10. So ons weet dit moet wees 28. En die vierde term is 4 keer T1, so dit gaan 4b wees. En nou het ons genoeg inligting. Daardie is 18 min p. Daardie is 10. En daardie is 4b min 28. En nou kan ons gebruik maak van die feit dat ons weet dat daar 'n konstante verskil tussen daardie terme is, want dit vorm 'n lineêre ry. Dit beteken ons kan sê 10 minus 18 minus p moet dieselfde wees as 4p min 28 minus 10. En as jy dit gaan uitwerk, jy kan jou berekeninge doen, gaan jy 'n antwoord kry van p is gelyk aan 10.